Goed, ons kom nou by die laaste een van hierdie reeks, en dan gaan ons weer aan, maar miskien gaan ons weer aan met die reeks. Ja, ek gaan maar soos wat ek voel, die Here lei my, en ek profeteer ten dele. Alles wat ek sê is nie direk van God af nie. Ek hoop het was, ek hoop het kan wees, maar ek wil vir jou een ding sê, ek profeteer ten dele, maar daar is dele wat die waarheid is. En jou gees sal resoneer daarmee. Jy sal net weet, hierdie is die waarheid. Hierdie deel. Jy sien wat ek groei en jy groei. En kom ons gee ruimte vir mekaar. Ek weet in 10 minute kan ek nie alles aanraak, al die aspekte van hierdie onderwerp nie, kan nie. So as ek iets beklemtoon en jy sien iets wat ek nie beklemtoon nie, dan wag maar, miskien beklemtoon ek dit, maar ek wil jou uitnooi om my te kontak. Kontak my op WhatsApp, my nommer is 073 475 9010. My naam is Piet, en ek is so bevoorreg om in jou huis te wees, of daar waar jy luister. Goed, Romeine 10 het ek gesê, die geregtigheid van God sê iets. Wat sê dit? Vers 6, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Nou sê hy eers vir jou, wat dit nie sê nie. Hy sê, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opgaan, naamlik om Christus af te bring. Dis nie wat die geregtigheid van God sê. Die geregtigheid van God sê nie, jy moet in die hemel opgaan om dit te kry. Dis nie. Okay. So, jy hoef nie berg toe te gaan om dit te kry. Hy sê, of, jy sê, wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Nee, dis ook nie dit nie. Jy hoef nie neer te daal na die onderste dele van die aarde om Christus op te bring. Nee, ook nie dit nie. Maar wat sê dit? Vers 8. Wat sê wat? Wat sê die geregtigheid wat uit God is? Wat sê dit? Dit sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Naby jou is dit, die woord van geloof. In Handelinge 16 wil hy tronkbewaarder homself doodmaak. Paulus sê, moenie jou skade doen. Hy sê, wat moet ek doen om gered te word? Jy sien ons wil doen, hè? Paulus sê, nie doen nie, glo. Glo in die Here Jesus, sê Paulus om. En jy sal gered word, jy en jou hele huis. Dis wonderlik. Dis nie hoe groot geloof jy het nie. Jesus sê, klein soos 'n mosterdsaadjie. En jy kan die grootste wonderwerk vat, wat jou uit die duisternis haal in die seun van sy liefde se koninkryk plaas. Hoor jy wat ek sê? Luister wat ek sê. Is nie jou werk nie. Dis glo in sy werk. Dit is wat die geregtigheid sê. Nou sê hy, maar wat sê dit? Naby jou is die woord. In jou hart en in jou mond. In jou mond. Die mag van lewe lê in jou mond. Wat jy gaan sê nou. Wat jy sê. Wat glo jy? Jy begin hoor, nou glo jy, nou sê jy. Ek hoor nou hierso, hy sê, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely, as jy sê, Jesus, ek aanvaar U as my Here. U het opgestaan, ek besef U lewe, ek gee my lewe vir U. Paulus, Handelinge 9, dis hoe hy tot bekering gekom het. Hy hoor 'n stem wat sê, hoekom vervolg jy my? Hy sê, Here, wie is U? En Jesus sê, ek is Jesus. En Paulus sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Hy bely met sy mond, Jesus as Here. Hy glo dat Jesus uit die dode opgestaan het, want hier praat Jesus dan met hom. Nee. Hy sê, nou sê hy in Romeine 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely, dis al, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die geregtigheid van God, wat so praat. As jy begin sê, maar ek is regverdig, omdat ek glo in die een wat my regverdig verklaar het,
Sy regverdigheid is op my rekening. Dit laat jou goed voel, hè, Jason? Baie. Ek meen, jy voel sommer, ja, is dit wat God van my sê? Is dit regtig so? Nou, as jy nog twyfel, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. So hoe meer jy dit hoor, van allerhande areas, kan hierdie medisyne, nou, is nie gif hier nie, dis jou nuwe gees, kan hierdie medisyne, deursuur en werk in jou liggaam, Goed, nou kyk nou hierso. Hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Nou, hierdie is 'n werk van God se Gees. Jy weet, ek het skool gegee daar in Hoogland Hoërskool, in Brakpan. En ek het godsdiens gegee. En eendag, na die klas, hier staan 'n seun in die deur. Sy naam is Julius Fleischman. En hy staan daar, en hy kyk vir my, en hy bly agter, en hy sê, en nou, wat nou? Hy sê vir my, meneer, ek sien dit. Meneer, ek sien dit. Ek sê, wat? En hy sê, nee meneer, ek weet nie om te verduidelik nie. Ek sien dit net. Hy sien, dis wat dit is. Die opening van die woord bring lig na jou toe. En ek wil so graag hê jy moet dit sien. En dalk sien jy dit. Kontak my en sê vir my wat gebeur. En as dit met jou gebeur dat jy sien, nou sien ek hoe werk hierdie ding. Nou begin ek verstaan. Stuur dit na iemand anders toe, dat hulle ook kan verstaan. Ag man, kom ek bid vir jou. Vader, bid vir die iemand kyk, dat ons kan besef, Here, U is ons vryspraak, U is ons geregtigheid. Alles wat U gedoen het, is op ons rekening. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.